Baie welkom weer eens by ons Bybelstudie en ek vertrou dat die Here regtig waar ook deur sy Gees met ons sal praat en dat dit vir julle elkeen regtig iets sal beteken. Kom ons bid net saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons die groot voorreg het om u woord te kan vergader. Baie dankie Here dat u woord die waarheid is en ek wil bid in Jesus naam dat u dit ook in ons harte sal lewend maak. Baie dankie in Jesus se naam. Amen. Goed, ons begin nou met 1 Tessalonisense hoofstuk 3. Ek is so bly dat ons uiteindelik by hoofstuk 3 kon uitkom. As ons kyk vir 'n inleiding van hoofstuk 3, in hierdie gedeelte, veral in hoofstuk 3 vers 1 tot 5, wat ek wil probeer om met julle klaar te maak, verskuif Paulus se fokus weer ietwat. Hy is nog steeds begaan oor die feit dat hy van die Tessaloniërs afwesig is, maar hy is ook baie besorg oor die vervolging wat hulle ter wille van die geloof ondervind. Vervolging is nie 'n nuwe onderwerp in hierdie brief nie. Die kwessie van Christelike lyding word reeds vooruit beskou in die dankseggingsgedeelte. Daar in hoofstuk 1 vers 6b sê hy, julle die woord onder baie verdrukkinge ontvang. Hy word ook aangespreek as deel van Paulus se verdediging oor sy bediening in Thessalonika. Ook dan in hoofstuk 2 vers 2b en dan ook hoofstuk 2 vers 14 tot 16. Paulus kombineer hierdie verskillende onderwerpe van sy afwesigheid daar in hoofstuk 2 vers 17 tot 20 wat ons laas gedoen het en hulle vervolging dan in hoofstuk 3 vers 1 tot 5. Met ander woorde, die twee gedeeltes word gekombineer. Die rede hoekom hy dit doen is om die feit te konstateer dat sy geforseerde vertrek uit Thessalonika en sy onvermoë om terug te keer die uitvloeisel is van dieselfde vervolging wat die gelowiges in Thessalonika op die oomblik ervaar. Ten spyte van die feit dat hy nie op die oomblik by hulle in persoon kan wees nie, is hy tog by hulle teenwoordig in die persoon deur middel van sy verteenwoordiger Timoteus. Dus ten spyte van sy afwesigheid is die apostel in staat om die gemeente se geloof te versterk in hierdie moeilike tyd van verdrukking. Goed, kom ons gaan nou na vers 1 toe. Ek gaan die verse so apart doen, hoewel dit baie aan mekaar is, maar ek doen maar versie vir versie. Hy sê daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons dit goed gedink om alleen in Athene agtergelaat te word. Goed, Paulus se groeiende frustrasie oor sy onvermoë om 'n persoon na Thessalonika terug te keer, gaan laat hom tot aksie oorgaan. Die voegwoord daarom beklemtoon die verbinding tussen dit wat volg in hoofstuk 3 vers 1 tot 5 en die vorige bespreking in hoofstuk 2 vers 17 tot 20. Hierdie voegwoord maak dit duidelik dat Paulus die vorige afdeling in gedagte het wat aan sy diepe toegeneentheid jeens die Tessaloniërs uitdrukking gee. Dit is sy groot liefde en besorgdheid vir die vervolgde gelowiges in Thessalonika wat veroorsaak dat hy dit nie langer kon uithou nie. Hierdie emosie van Paulus veroorsaak dat daar tot aksie oorgegaan word. Ons het dit goed gedink om alleen in Athene agter te bly. Die Griekse woord wat met ons het dit goed gedink vertaal word, is nie 'n uitdrukking van blydskap asof hy nou bly is om alleen in Athene agter te bly nie, maar dis 'n tipe van gelatenheid. Dit is die beste wat ons onder omstandighede kon doen. Om alleen in Athene agtergelaat te word,
beklemtoon die alleenheid wat hierdie besluit teweeggebring het. Paulus verduidelik nie die omstandighede waarin homself in Athene bevind het nie, maar ons kan veronderstel dat die gelowiges in Thessalonika daarvan by Timoteus in vers 2 gehoor het. Handelinge 17 vers 16 tot 34 beskryf dat Paulus se prediking in Athene net 'n paar bekeerlinge tot gevolg gehad het en hoe die filosowe in die stad hom bespot het oor sy boodskap oor die opstanding uit die dood. As julle onthou, dan gaan lees maar weer Handelinge 17, daar waar hy by die Areopagus met hulle gepraat het en waar hulle na hom geluister het, maar toe hy kom by die opstanding uit die dood, toe het baie hom bespot en daar was net 'n paar wat regtig tot geloof gekom het. Nou, maar Paulus sê egter niks hieroor vir sy lesers in Thessalonika nie, maar dat hy bereid was om alleen in Athene te bedien, vertel iets van sy innige liefde en besorgdheid vir die gelowiges in Thessalonika. Daar is 2 sake in hierdie vers wat nog nodig is om aan te spreek. Die eerste een is, dit is 'n verduideliking van die dubbelsinnige gebruik van die eerste persoon meervoud en om die bewegings van Paulus en sy medewerkers te korreleer met die weergawe soos wat ons dit in Handelinge vind. Julle sal sien in hierdie eerste paar verse, dan praat Paulus van ons en dan praat hy van ek. Nou, dit klink amper snaaks. Nou, baie kommentators sê, dit is maar hoe hy partymal praat van hulle almal saam, maar partymal is dit iets anderste. En ek gaan nou vir julle sê wat hierdie iets anderste is, want dit maak nogal vir my sin. Het iemand al vir julle gevra, byvoorbeeld, hoe gaan dit met ons? In plaas om vir jou te vra, hoe gaan dit met jou? Het jy al gehoor iemand praat, en dan praat hy eintlik van homself, en dan praat hy nie, dan sê hy nie ek nie, hy sê ons. Ek het dit al gehoor, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar ek het dit al gehoor. Nou kom ons kyk nou. Hierdie eerste saak staan in verband met die moeilike besluit of hy ons as 'n letterlike meervoud of 'n literêre meervoud om dit so te lees. Die verwysing na Silvanus of Silas dan en Timoteus as medesenders van hierdie brief in Hoofstuk 1 vers 1 en Paulus se algemene gebruik van die enkelvoud ek is in sy ander briewe het daartoe gelei dat baie kommentators tot die slotsom gekom het dat die ons letterlik verstaan moet word, soos wat ek nou nog gesê het. Paulus was agtergelaat in Athene, het sy met ander gelowiges in daardie stad of meer waarskynlik dan met Silas. Teenoor hierdie gevolgtrekking staan daar egter verskeie belangrike faktore. Die meervoud in vers 1 en 2 word duidelik gemaak deur die nadruklike gebruik van die enkelvoud in vers 5. Die woord alleen verwys mees natuurlik na een persoon. Ek meen, jy praat mos nie as jy saam met jou vrou of kinders of wie ook alles sê, ek is alleen. Dit maak amper nie sin nie. So, en as ons daarna kyk, saam met die baie persoonlike taal in Hoofstuk 2 vers 17 tot 20 en die gebruik van die natuurlike of die nadruklike enkelvoud in Hoofstuk 2 vers 18 suggereer dat die meervoud nie letterlik gesien moet word nie. Daarom sien die meeste kommentators die ons in Hoofstuk 3 vers 1 as 'n literêre of epistolêre meervoud. Paulus was agtergelaat in Athene by homself. So dit is dan, en daarom ek meen, ek het al vroeër of julle gesê, dis duidelik as jy kyk na hierdie brief,
al het Paulus gesê dit kom van hulle al drie af, was hy die hoofskrywer van hierdie brief. En daarom maak dit ook vir my meer sin, as ons na hierdie 5 verse kyk, dat dit Paulus is wat regtig aan die woord is. En dis hoe ek dit ook sien, en as julle verskil is julle welkom om dit anders te sien, maar ek dink dit maak dit net makliker om Paulus se alleenheid te verstaan, sy besorgdheid oor die gemeente, terwyl hy dan ook besig was om in Athene te bedien. Met die tweede saak, dis 'n saak hoe dat ons nou hierdie gedeelte kan laat ooreenstem met die gebeure en Handelinge, moet ons 2 bronne vergelyk. In die eerste plek, Paulus arriveer in Athene, 2 Tessalonisense 3 vers 1 en ook dan Handelinge 2, 17 vers 2 tot 34. Nadat hy Silas en Timoteus in Berea agtergelaat het, met die instruksie om so gou as moontlik by hom aan te sluit. Handelinge 17 vers 15, die B-gedeelte. Nadat sy 2 medewerkers by hom aangesluit het aan Athene, sê Paulus vir Timoteus terug na Thessalonika om die gelowiges wat vir hulle nuut gevonde geloof vervolg word, aan te moedig en om te hoor hoe dit met hulle gaan. Dis nou hierdie gedeelte wat ons nou behandel, hoofstuk 3, vers 1 tot 5. Hy stuur ook vir Silas weg, sodat hy alleen in Athene agtergebly het met net homself as geselskap. 1 Tessalonisense 3 vers 1. Die presiese reisplan en doel van Silas se tog is oop vir bespiegeling. Dit kom nie baie duidelik uit nie. Sommige geleerdes sê dat hy na die gemeentes in Galasië gestuur is om probleme daar aan te spreek, maar dit is meer waarskynlik dat hy Macedonië toe gegaan het om die gemeente in Filippi te besoek, waar hy verdere finansies ontvang het vir Paulus se bediening. Filippense 1 vers 5, 4 vers 16. Handelinge 18 vers 5 sê ook dat hy teruggekeer het vanuit Macedonië. Nou, ek het dit al vir julle gesê, net vir duidelikheid, Griekeland het 2 dele. Die noordelike deel is Macedonië en die suidelike deel is Agaia. In die noordelike deel, Macedonië, is die gemeentes van Thessalonika en ook Filippi en ook Berea. En die suidelike deel is die gemeente van Athene en ook of Athene waar hy ook was, en dan die gemeente wat in Korinthe was. Dit is dan in die suidelike deel wat Agaia is. En daar sê in Handelinge 18 vers 5 dat Silas het teruggekeer vanuit Macedonië. En dit is wat ons dink, dat Timoteus was weggestuur en Silas ook, en heel waarskynlik dan na Filippi toe, waar hy daar sekere dinge gaan doen het. Nadat Timoteus sy sending in Thessalonika voltooi het, het hy teruggekeer na Paulus toe. 1 Tessalonisense 3 vers 6, wat teen hierdie tyd Athene verlaat het om 'n 18 maande bedieningsveldtog in Korinthe te begin. Dit lees ons in Handelinge 18 vers 1 tot 17. Die terugkeer van Timoteus stem waarskynlik ooreen met die terugkeer van beide Timoteus en Silas vanuit Macedonië. Handelinge 18 vers 5. Timoteus gee wesenlike goeie verslag oor die gemeente in Thessalonika. Dit gaan ons sien in Hoofstuk 3 vers 6 tot 10, maar lig ook Paulus in oor sekere aangeleenthede wat kommer wek en wat hom dan noop om 1 Tessalonisense te skryf. Dit is maar nou net vir die interessantheid om te wys dat die gebeure in Tessalonisense, soos dit daar beskryf word, en wat in Handelinge gebeur het, kan 'n mens dat ooreenstem. Dis die een weerspreek dan nie die ander ene nie. Goed, nou gaan hy vers 2, en hy sê, toe ek dit nou nie langer weer kon hou nie,
het ons Timoteus gestuur, ons broer en medewerker van God vir die evangelie van Christus, om julle in julle geloof te versterk en ook om julle te bemoedig. Paulus maak nou gewag van die feit dat toe sy verlange te erg geword het, het hy Timoteus na hulle toe gestuur. Die apostel het by verskeie geleenthede, wanneer dit vir hom onmoontlik was, verteenwoordigers van homself na gemeentes gestuur. Hy het Timoteus nie net na hierdie gemeente gestuur nie, maar ook na die gemeente in Korinthe. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 4 vers 17 en 16 vers 10, en ook na Filippi toe, Filippense 2 vers 19 en ook vers 23. Daar was ook ander mense wat van hierdie verantwoordelikheid gekry het, soos Epaphroditus, Filippense 2 vers 25 en 28, Apollos, 1 Korintiërs 16 vers 12, Titus, 2 Korintiërs 8 vers 6 en 12 vers 18, 'n medegelowige wat saam met Titus was, wat naamloos was, 2 Korintiërs 8 vers 18, en dan ook 'n ander naamlose broer, 2 Korintiërs 8 vers 22, Tychicus, Filippense 4 vers 7 tot 8, Efesiërs 6 vers 21 tot 22, Titus 3 vers 12 en ook 2 Timoteus 4 vers 12, en dan ook iemand met die naam van Artemus, Titus 3 vers 12. Hieruit kan ons aflei dat Paulus 'n posisie van gesag gehad het teenoor sy medesendelinge. Waarom Paulus juis vir Timoteus gekies het om na Thessalonika te gaan en nie vir Silas nie, dit weet ons nie. 'n Aanvaarbare verklaring is dat Timoteus die enigste van die 3 sendelinge wat nie in Thessalonika was toe almal uit die stad in 'n oproer gekom het en Paulus en Silas vir hulle lewe moes vlug. Let op dat Timoteus se naam nie voorkom in Handelinge 17 vers 1 tot 10. Met ander woorde, dit was vir Paulus dalk meer veilig om Timoteus te stuur, want hy en Silas moes vir hulle lewe vlug uit Thessalonika uit, en daarom was dit dalk meer beter om vir Timoteus te stuur, omdat hy nie daar bekend was. En Timoteus word beskryf as 'n broer en 'n medewerker van God vir die evangelie van Christus. Hierdie titels beklemtoon die gesaghebbende status van Timoteus. Hy is nie maar net 'n posbode of 'n boodskapper nie, maar 'n gesaghebbende medewerker van Paulus en ook dan van God. Paulus is in wese by hulle teenwoordig in die persoon van Timoteus. Die doel waarom Timoteus na hulle gestuur is om hulle in hulle geloof te versterk en te bemoedig. Dit was om te verseker dat die gemeente sterk sal staan in hulle geloof ten spyte van die verdrukking wat hulle op daardie stadium ervaar het. So Paulus, dit was sy groot ding waarom hy Timoteus gestuur het. Ek meen sy liefde vir hierdie gemeente, sy bekommernis oor hulle, maar hy wil ook seker maak, want hy weet of gehoor het van die vervolging, en hy wil seker maak dat hierdie ouens sal vas bly staan in hulle geloof en nie sal struikel nie. En daarom het hy aan Timoteus gestuur, en dit kom dan ook uit in vers 3. Hy sê sodat niemand deur hierdie beproewinge of verdrukkings ontstel of ontstig word nie. Julle weet tog self dat ons daartoe bestem is. Paulus sê dat hy het Timoteus aan hulle gestuur om hulle in hulle geloof te versterk en te bemoedig, vers 2. Sodat hulle nie deur al hierdie beproewinge en verdrukkinge ontstig of ontstel sal word nie. Hulle word op gereelde basis aan allerhande forme
van verdrukkinge blootgestel, wat hulle baie benoud sou maak. Daarom het hulle bemoediging baie nodig gehad. Paulus herinner hulle daaraan dat beproewings eenvoudig deel uitmaak van die Christelike lewe. En dit is eintlik maar vandag nog so. Ek meen, ons kry, julle hoor, ek meen, as julle weet van hierdie organisasie Geopende Deure, waar hulle probeer werk saam met gelowiges, wat tot vandag toe word hulle koppe afgekap en hulle word in tronke gegooi terwille van hulle geloof. In ons land is dit miskien nie so nie, maar ek weet, ons lees in baie westerse lande waar mense al terwille van hulle Christendom word hulle blootgestel aan hofsaake en enige ding. En julle weet self hoe dit al gebeur het, dat mense, veral vroeër jare, het baie mense in die bevordering gekry of werk gekry nie, as hulle aan een van die Pinksterkerke behoort het nie. Dit was maar net eenvoudig so. En om vandag 'n Christen te wees, is nie altyd die gewildste ding om op hierdie aarde te wees nie, omdat Christene is in baie lande in die minderheid. Ek meen, ons land staan bekend as 'n Christelike land met 80% mense wat sê hulle is Christene. Maar kyk hoe lyk ons land. Ek meen, kyk al die dinge wat verkeerd is, die misdaad, al hierdie goed, dan wonder mens wat se invloed het die Christendom werklik waar ook in ons land. So beproewinge, vervolginge was maar deel van die Christelike geloof van die begin af. En dit is wat Paulus nou hierso ook vir hulle skryf, want hy sê dan in vers 4, want ook toe ons by julle was, het ons herhaaldelik vooraf julle gesê, dat ons verdruk sal word, iets wat, soos julle weet, inderdaad gebeur het. Paulus gaan verder in sy betoog en benadruk die feit dat hy tydens sy verblyf by hulle by herhaling hulle op die hart gedruk het dat hulle en ook Paulus hulle verdruk sal word. Dit het dan ook inderdaad met die Tessaloniërs gebeur. Paulus is diep bekommerd dat hierdie gelowiges nie onder die verdrukking sal swyg en hulle geloof verloor nie. Verdrukking en vervolging was normaal by Paulus. Is geweldig. Ek meen, ek het 'n boek, en as jy oor daai boek in die hande kan kry, sy naam is Fox's Book of Martyrs, waar hy vertel, en dan begin hierdie ou by die vroeë kerk, en dan vat hy hoe is hierdie ouens vervolg terwille van hulle geloof, en nou die vervolging het ook gewissel. Party keisers het hulle meer vervolg as ander. Byvoorbeeld Nero het hulle geweldig vervolg, hier 60, daar 62 na Christus, en dan Domitianus, in wie se tyd die boek Openbaring geskryf is. Onder sy tyd is die Christene ook geweldig vervolg, want hy het homself beskou as 'n God. En julle moet net onthou dat die Christendom van die Romeines kant af was beskou as 'n bygeloof, omdat hulle nie die Griekse gode en die Romeinse gode wou aanvaar het nie. Met ander woorde, wat gebeur het? Enige droogte of enige natuurramp wat gekom het, het hulle gesê dit is die Christene se skuld, omdat hulle die gode kwaad maak. En dan het hulle vervolg. Daarom, omdat hulle het beskou het as 'n absolute bygeloof, omdat die Christene gesê het, daar's net een God en dis Jesus, en hulle kon dit nie aanvaar nie. So, en dis een van die redes hoekom hulle vervolg is tot en met die tyd van keiser Konstantin, wat die groot vervolging eintlik in 'n mate dan opgehou het. Maar die vroeë kerk het geweldige vervolging verduur. En Paulus hulle self, ek meen die disippels van Jesus, die apostels wat saam met hom op aarde was. Dit lees ons in die Bybel nie, maar ons lees dit in geskiedskrifte, dat almal van hulle
het 'n onnatuurlike dood gesterf, behalwe die apostel Johannes. Hy is dood uiteindelik dan van ouderdom, nadat hy ook verban was na die eiland van Patmos was, daar waar hy dan ook die openbaringbrief ontvang het. So, maar al die ander is gewelddadig doodgemaak, of hulle koppe is afgekap, of hulle is gekruisig, of ensovoorts. So, lyding en vervolging en verdrukking was deel van die Christelike kerk. En dit het gebeur. En soos ek sê, in die Weste kom dit vandag al hoe meer en meer voor, dat jy hoor van gevalle, jy sien dit self, waar iemand in die hof moet verskyn oor sy Christelike oortuigings. So, dit bly maar 'n ding. Die Bybel het ook gesê op een plek, dat as jy godvrugtig in Christus wil lewe, sal jy vervolg word. So, en baie van julle het dit dalk al ervaar, nie in so groot mate soos daardie tyd nie, maar dit gebeur tog. En daarom moet 'n mens maar net altyd aan die Here vashou. Dank die Here dat ons daarom nog op 'n vry mate die Here kan dien en kan aanbid, maar ek meen, daar kom kort goed. Daar's nou weer 'n ding in omloop waar hulle van die regering se kant af eintlik wil soort van beheer oor die kerke uitvoer. So, dit is maar dinge wat gedurig daar is, en daarom moet 'n mens net altyd moet jy maar net by die Here bly. Dit is so belangrik. Goed. Nou sê Paulus in vers 5, daarom het ek ook, hier kom die ek dan pertinent na vore, toe ek dit nie langer kon verduur nie, vir Timoteus gestuur, om vas te stel hoe dit by julle geloof gaan, en of die verleier julle nie miskien verlei het, en ons moeitevolle arbeid te vergeefs was nie. Hier spel Paulus die rede duidelik uit, waarom hy, toe dit nie meer langer kon verduur nie, Timoteus na hulle gestuur het. Hy wil vasstel hoe dit met hulle geloof gaan. Hoewel Paulus nie fisies by die gemeente was nie, draai die gelowiges in sy hart. Hy het egter nie net hierdie gemeente nie, maar ook al die gemeentes in sy hart gedra. Dit kom baie duidelik uit in 2 Korintiërs 11 vers 28, waar hy praat van sy daaglikse sorg oor die gemeentes. Timoteus se opdrag was om uit te vind hoe sterk hulle verhouding met Christus is. Het hulle dalk afvallig geraak as gevolg van die geweldige druk van die vervolging wat hulle te beurt geval het? Die moontlikheid van afvalligheid word pertinent in die volgende sinsnede gestel: of die verleier julle nie miskien verlei het en ons moeitevolle arbeid vergeefs was nie. Ek weet wat Paulus hiervan praat, is nie net hy bekommer dat daar dalk een of ander sonde of enig ding by hulle weer na vore gekom het nie. Sy groot bekommernis was afvalligheid, omdat hulle rug op Christus gedraai het en teruggegaan het na hulle nuttelose afgode toe. So hy was daaroor bekommerd, die verleier, die duiwel, hulle dalk verlei het om dit te doen. So, hier word die duiwel voorgestel dan as die verleier of die versoeker. Hy het Jesus versoek. Ons lees daarvan in Matteus en in Lukas. Markus maak net daarvan melding, maar in Matteus en Lukas word dit in detail beskryf. En ek dink nie dis die enigste plekke waar Jesus versoek is nie. Ek dink hy's gedurig versoek. Die duiwel het enigiets maar probeer om hom te kry, om hom weg te kry, dat hy nie kan doen waarvoor die Here hom gestuur het om te kom nie. En dit is deel van sy werk, van Jesus se werk, om gelowiges, of die duiwel, ekskuus tog, nou praat ek verkeerd. Die duiwel het Jesus versoek, en dit is deel van sy werk, om gelowiges te versoek, om in sonde te val, en uiteindelik
om afvallig te word. Die boek Hebreërs, dis een van die redes wat die skrywer ook vir Hebreërs geskryf het om vir hulle te wys dat hulle nie moet afvallig word nie. So, dit was 'n baie ding, en dink aan Paulus wat geskryf het oor Demas, wat die teenswoordige wêreld weer lief gekry het. Sodat dit gebeur met iemand wat saam met Paulus was, en hy die teenswoordige wêreld weer lief gekry. Hy het afvallig geraak, as gevolg van wat die omstandighede ook al nou al. So, en as jy kan kyk na Jakobus 1 vanaf vers 12 en verder, daar praat die woord van die Here ook baie duidelik oor versoekings wat ons pad langs kan kom. Wat hier van belang is, gaan dit nie net om moreel te faal nie, maar of hulle aanhou op hulle geloofspad. Dis wat Paulus se groot ding is. Dit is die saligheid van die Tessaloniërs wat hier op die spel is. Kan julle sien, dis absoluut waarop hulle gaan. Paulus was bekend met die duiwelse plan. Hy sê dit in 2 Korintiërs 2 vers 11. En hy was onseker of die verleier suksesvol was in Thessalonika. En dan was al hulle arbeid wat hulle in hierdie gemeente verrig het, was dan absoluut te vergeefs. Hulle het dit gedoen, en wat het dit op die einde van die dag nog gehelp as hulle afvallig geword het? Die versoeking, hoewel onvermydelik, kon weerstaan word. So, dit is baie duidelik. Afvalligheid was egter 'n sterk moontlikheid. Hierdie jong gemeente het sataniese, geïnspireerde verdrukking in die gesig gestaar, wat daarop gemik was om hulle van die lewende God te vervreem en hulle Christendom op te gee. Dit sou die gevolg hê dat al die apostoliese arbeid te vergeefs was. Paulus wou sekerheid hê dat al hulle arbeid om 'n gemeente in daardie stad te vestig nie vergeefs was nie. Die vraag was, het hulle die geloof versaak of staan hulle vas in hulle nie gevonde geloof? Die feit dat hy nie geweet het nie, kon hy nie langer verduur nie, en hy Timoteus gestuur om dit dan uit te vind. So dit is dan waar hierdie 5 verse dan afsluit. En volgende keer as ons aangaan by vers 6, dan gaan ons sien dat Timoteus teruggekom het en kon verslag doen het oor wat het hy in Thessalonika gevind. En ons dank die Here dat wat hy daar gevind het, was dat hulle vasgestaan het in hulle geloof. Maar dit sal ons dan volgende keer doen. Mag die Here ons help, dat ons oë altyd op Jesus gefestig sal hou. Hy is ons leidsman, en hy is die volëinder van ons geloof. En dat ons nie sal moeg word langs die pad en op 'n plek kom, want dis wat baie keer gebeur in vandag se lewe. Mense raak moeg. Die druk van die lewe is partymal geweldig erg. En dis wat Hebreërs dan sê. Hy sê dat julle moeg word en dat julle verslap nie. En dat ons nie sal verslap nie. Dat ons sal vashou, dat ons aangaan met ywer en die Here sal dien. En as ons agterkom in ons harte, soos wat Johannes vir die gemeente in Efese geskryf het, daar in Openbaring, waar die Here deur hom gepraat het en gesê het, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Julle het julle eerste liefde verlaat. Mag die Here ons help, dat ons liefde vir hom net sterker en sterker sal word, soos wat die dae aangaan. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. Ek bid in die naam van Jesus, dat u ons sal help, dat ons altyd vas sal staan, dat ons geloof sal sterk wees, Here, en dat ons nie as gevolg van druk van enige kant in ons geloof sal verslap nie. Maar Here, ons sal onsself weer opnuut aan u oorgee en bid dat ons die krag sal hê om werklik elke dag in oorwinning te lewe.
Baie, baie dankie. Ons loof en ons eer U in Jesus se naam. Amen.